Baie dankie dat jy ontdek 301 saam met ons gedoen. Dis die einde van die derde fase van 21-3. Ons gaan nou oorgaan na fase 4 toe. En hierdie fases is vir my belangrik. Fase 4 en 5 gaan fokus om van jou 'n disipelmaker, 'n mentor te maak. Maar voordat ons daar gaan, moet ek en jy 'n paar toewydings maak. Ons het in ontdek 301 baie inligting behandel en hierdie is my belangrike inligting want dit gee vir ons die fondasie om vorentoe te gaan van hier af. Hier is 7 toewydings wat ek en jy moet maak. Dit help nie ons doen hierdie kursus en is net inhoud nie. Ons moet doelbewus besluite neem wat ons lewe verander om te sê ek maak toewydings om vir die Here op 'n ander manier te lewe. So ek wil jou vra om hierdie 7 toewydings bidtend te oorweeg. Alraai, is jy reg hiervoor? Toewyding nommer 1. Om die eenheid van die gemeente te beskerm, om doelbewus 'n besluit te neem om te sê, dis my werk om seker te maak dat Jesus se liggaam altyd een is. En nou, ek kan nie alleen verantwoordelikheid daarvoor aanvaar nie, maar ek kan seker maak dat ek nie deelneem in 'n rusiemakery, kwaadstokery en kinderstories nie. Onthou, die liggaam van Jesus, die kerk, behoort nie aan die predikant of selfs aan die gemeente nie. Dit behoort aan Jesus. En ek en jy moet 'n toewyding maak om te sê, ek gaan die eenheid van die gemeente beskerm. Dit bring ons by toewyding nommer 2, om jou te beywer vir die geestelike groei van die gemeente en van jouself, om 'n selfvoeder te word, om seker te maak dat my primêre voeding is in my stilte tyd en nie op 'n Sondagoggend en net by 'n klein groep nie. Ek moet vir myself sê, dis belangrik dat ek geestelik moet groei in my stilte tyd, sodat ek oor het om verander te gee by die klein groepe en by 'n Sondagdiens. Toewyding nommer 3 is om jou gawes in diens van die Here te stel. En om jou gawes vir die Here te stel, in sy diens te stel, beteken per definisie dat ek gaan betrokke wees in sy werk. Want gawes is nie iets wat ek daar in my kamer gebruik en daar waar ek alleen is nie. Dis juis bedoel om die gemeente van Jesus te dien. So ek maak 'n toewyding om dit in diens van die Here te stel. Toewyding nommer 4, om jou passie voluit in diens van die Here uit te leef. Jou passie, maak nie saak wat dit is nie. Onthou, ons gesê ons moet geïntegreer lewe. Ek moet geïntegreer lewe dat my passie moet ek vir die Here gee. En daar moet ek 'n strategie ontwikkel om die mense wat daar dieselfde passie het as ek, maar nie noodwendig Jesus ken nie, vir die Here te probeer wen. Toewyding nommer 5 is om jou talente en jou vermoëns aan te wend in die koninkryk van die Here. Almal van ons het talente, almal van ons het vermoëns en jy het sekere ervarings, vermoëns opgebou tot hier wat jy kan aanwend in die koninkryk van die Here. Maak 'n toewyding om seker te maak jy verstaan wat jou vermoëns en jou talente is en meld aan in die koninkryk van die Here om te sê, Here, hier is dit, ek wil dit gebruik in die koninkryk. Toewyding nommer 6 is om spasie te los vir mense se persoonlikhede en om die verskille te vier. Ek het 'n persoonlikheid, ons het mekaar gesê, daar's 16 verskillende tipe persoonlikhede, maar ons is almal lief vir Jesus en ons moet almal saamwerk vir die Here. Los spasie, maak 'n toewyding om te sê, ek gaan nie so sensitief wees nie. Ek gaan nie die hele tyd wonder of 'n ander agenda het nie. Ek gaan mense lief hê soos wat Jesus hulle lief het en verstaan, mense verskil, juis sodat ons die koninkryk beter kan dien. En dan, die laaste toewyding wat ek jou wil uitdaag om te maak voordat jy aangaan na fase 4 toe, is om jou ervarings te gebruik om mense te dissipuleer en in mentorskap. En dit is 'n belangrike sleutel van ons om van hier af vorentoe te gaan, om te sê, weet jy, ek het dalk seer gekry, ek het dalk goeie dinge beleef, ek het goeie besluite geneem, ek het slegte besluite geneem, slegte dinge het aan my gebeur, mense het my seer gemaak, slegte dinge het gebeur, maar ek gaan alles dit in die mandjie sit en vir die Here gee, sodat ek in die jonger en in die volgende generasie kan belê, sodat hulle kan geestelik groei. Dis die 7 toewydings. Maak daai toewyding nou, oorweeg dit bidtend voordat jy verder gaan na die volgende fase toe. Baie dankie.